Goeiedag, Charles Saunders hier van Nooit Gedag en is tyd dat ons weer 'n bietjie boer praat. Nou, ons het reën gekry en ek glo 'n groot deel van die Karoo het lekker reën gekry. En ewe skielik begin daar 'n nuwe stel uitdagings. 'n Uitdaging van ek het veld, maar ek het te min diere. En wat doen ons nou? Nou, ek wil graag 'n beginsel by jou laat. Wanneer ons na die golfers kyk, dan sien jy mos nou, hulle hou hulle kop af en hulle konsentreer mooi, hulle swaai deur en dan kyk hulle eers waar gaan die balletjie en hoe val hy naby die blikkie en sovoorts. Maar daar's 'n ritme en daar's 'n stelsel wat hulle volg. En ek wil graag net my stelsel vir jou vertel. Wanneer ek nou sit waar ek nou sit, dan sê ek, kom ons praat dan nou van getalle. Ons het 'n uitdaging rondom getalle. Ons het 'n uitdaging rondom die een en die ander. Ons kan daai goed nou 'n lys maak, maar ek wil graag vandag praat om jou plaas weer op vol stok te kry, dat jou ooi-getal op die getal is wat jou plaas kan dra. So die eerste ding is wat ek doen, ek gaan evalueer my kampe, om te sien, my kampe is nou nog in 'n droogte toestand, hulle is besig om te groei, maar op hierdie stadium gaan ek soveel ooe per hektaar toelaat, om nie die veld te benadeel en te beskadig nie, om die veld nog 'n kans te gee om uit te groei. Maar volgende seisoen wil ek by soveel % van draagkrag wees en die jaar daarna wil ek by volstok wees. So wat gaan ek doen? So die uitdaging is dan, ek sit met 'n uitdaging rondom getalle. En dan, wat is die antwoord? Wat gaan ek doen? En ek en jy kan sommer begin met, nee, maar die bank gaan nie vir my geld leen nie. Die bank is nie al ou met geld nie. So, as jy wil ooe koop, wat is die proses? Ons gaan by 'n landbouekonoom moet gaan sit en sê, kom ons stel 'n kontantvloeistaat op. Wat is die terugbetaal vermoë van hierdie ooe? Van die meeste Karoo boere sit nou, hy kan nie regtig nuwe fasiliteite of nuwe rekeninge betaal nie. Die ooe moet hulle self kan betaal. So wat gaan ek doen? Hoe gaan ek dit infaseer? Een oplossing. Die tweede oplossing, wat kan ek doen uit my eie kudde se vermeerdering uit? Nou die eerste ding wat ek daar sou voorstel, is laat toets al jou ramme voordat jy hulle insit, dat jy weet jou ramme is vrugbaar, bruselosevry. Hoekom is dit belangrik? Want 6 weke nadat daai ramme uitgekom het, wil ek hulle skandeer vir dragtigheid die ooe. Die ooe wat nie dragtig is nie, is nou nie my skuld nie en ook nie die ram se skuld nie. So daai stel ooe wil ek vat en laat slag en met hulle geld wil ek dadelik groot dragtige ooe inkoop. Net om hierdie kontantvloei ding in die gang te kry en ook om getalle gebou te kry. So doodseker maak ons sit met produserende ooe op ons plaas en net produserende ooe. Ek wil vir jou vra dat jy so bietjie genadig sal wees en dalk eers na 2 maande sal skandeer, want daar's maar net ooe wat so swaar gekry dat hulle 'n bietjie herstel nodig het voordat hulle sal rampvat. Om hierdie ooe voor te berei, spuit ek myne Micromin, die Vitamine A in die veld dink ek is nou voldoende. Ek ent hulle, maak seker hulle is gesond. Die veld is nou goeie prikkelvoer hier by my, maar as dit dan nodig is, gooi maar 'n mielietjie of 'n korrel wat ook al nodig is om hulle in 'n lekker opwaartse kurwe te kry en gee hulle billike, vrugbaar getoetste ramme. Maar dan is ek mos nou reg, ek het nou dragtige ooe. Wat is 'n volgende oplossing? Ek kan iemand wat te veel ooe het vra, ek het vir jou loopplek om 'n deel van die aandeel, maar net vir die 9-10 maande vandat die ooe gelam het totdat die lammers se speen in verkoop is, net vir daai tydjie, want ek wil net graag daai ooe lammers agterhou en my kudde kan bou. So ek wil nou nie langtermyn verhuuring aan die gang sit nie, want ek wil my veld oppas vir die eie ooe wat ek wil terughou. Maar noem hier hierdie dinge 'n naam, ek wil ooe vermeerder, kry 3-4 oplossings, bespreek dit met 'n landbouekonoom, bespreek dit met 'n mentor, bespreek dit met 'n suksesvolle boer naby jou en kyk wat jy kan doen om jou getalle so gou doenlik op getal te kry sonder om jou veld te benadeel. Want dit is hoe ons boer dit was. Groete hier van Nooit Gedag. Baie dankie dat jy saamgekyk het na hierdie episode van Praat 'n bietjie Boer. Sal jy asseblief dit ook deel met jy vriende. Met groot dank aan die Rooivleis Produsente Organisasie, IntegriSure en Oranje Riviervoere wat hierdie episode moontlik gemaak het.